Hebreërs 2 vers 6 en 7. Wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u na hom omsien? U het hom vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles onder sy voete gestel. Geliefde, wat 'n wonderlike wete dat God hom vir ons gegee het, sy seun gestuur het. Daarom groet hy ons met sy seun. Want sowel hy wat heilig maak en hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Tot sover, geliefdes. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing as ek die hemel aanskou. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom omsien? Die laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom omsien? Oor hier ons sien, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam, oor hier ons sien, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom omsien? Die laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom omsien? Oor hier ons sien, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam, oor hier ons sien, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam. Ons roem die naam, ons roem die naam. Geliefdes, ons wetgedeelte kom uit Hebreërs 10 vers 16 tot 18. Dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle harte gee en dit op hulle verstand neerskryf, sê hy ook. Aan hulle sondes en aan hulle wettelose dade sal ek glad nie meer dink nie. Nou geliefdes, is 'n wonderlike wete dat die Here vir ons beskryf. Dis die werk van die Heilige Gees. Dat die wette is nou op ons hart. Nee, omdat Jesus gekom het en vir ons gesterf het, is ons sondes vergewe. Nou
onderhou ons nie meer die wet omdat ons vrees of of vrees vir die oordeel nie, maar ons doen dit omdat ons dankbaar is vir wat Christus reeds vir ons gedoen het. Dis op ons hart. Ons doen dit nie uit vrees nie, maar vanuit 'n begeerte om dit te doen. En 'n wonderlike wete dat omdat Christus gekom het, vir ons sondes gesterf het, dink die Here nie meer aan ons sondes nie. Geliefdes, kom ons sing saam, Ek soek U, o God. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, deur die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande open om U na te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, deur die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande open om U na te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly. Geliefdes, voordat ons Hebreërs 11 lees, kom ons bid saam. Ons magtige Vader, Heer, U wat heilig maak, U wat ons Vader is, Heer, U wat deur die geskiedenis U self aan ons openbaar. Here Jesus, U wat regeer aan die regterhand van God tot die dag dat U terugkom. Heer, wat is U dat U aan ons dink? 'n Mens, Heer, ons wat soveel keer sondig, Heer, nietige mens, Heer, U wat na ons toe uitreik. Heer, ons dankie dat ons U kinders kan wees en dankie dat ons kan lees in Hebreërs dat U juis aarde toe gekom het, dat U ook al die lyding en die swaar ervaar wat hier op aarde is, dat U ook op daai manier kan meegevoel hê met ons. Heer, dankie dat U vir ons geloof gee, die Heilige Gees, soos wat ons Hemelvaart gevier het en ook Pinkster gaan vier. Heer, help ons om ons oë gerig op U te hou. Heer, kom skep in ons 'n opregte hart, 'n hart wat U soek bo alles. Kom help ons om U bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Verwyder die skeiding wat ons daar is tussen U en ons, die skuldgevoelens en dalk sondes waarin ons volhard. Heer, kom vergewe ons en ook dit wat skeiding maak tussen ons en ons naaste, dat ons sal vergewe en sal lief hê. Weer dankie dat U vir ons sondes gesterf het en op hierdie manier U wet op ons hart geskryf het en aan ons sonde nie meer dink nie. Ons loof en prys U daarvoor. Kom wees met ons dat ons vandag se woord verstaan en sal inneem. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.
Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Hebreërs 11 vers 1 tot 6. Ons het nie baie verse nie, maar Hebreërs 11 sê in elke sin so baie dat ek net vir ons die eerste 6 verse gaan lees van Hebreërs 11. Nou hierdie is 'n gedeelte wat vir ons so te sê 'n definisie van geloof gee. En dan eers nadat daar 'n definisie van geloof gegee is, dan van die Hebreërs skrywer en hy verduidelik dit verder deur te gaan wys hoe geloof sigbaar was in die klomp, soos ons hulle noem, geloofshelde. En soos jy dan nou verder deur Hebreërs 11 lees, kan jy gaan sien in elke persoon, wat het dit in daai persoon bereik. Maar ek lees vir ons net tot vers 6, daarom Hebreërs 11 vers 1 tot 6. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dis immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Daardeur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die dood gesien het nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Tot sover geliefdes, nou gaan dit aan na Noag en Abraham en Moses, en so gaan hy deur. Maar ons het net van Kain en Abel en die skepping en Henog gelees. Nou geliefdes, die tema vandag, wat geloof vir 'n mens doen, nou is eintlik so 'n bietjie 'n verkeerde bewoording, maar ek het dit nou juist so gesê dat dit is wat mense dink dit is, maar dit is so te sê, dit doen iets in ons, maar dis baie belangrik dat ons die regte persepsie daarvan kry en weet wat dit eintlik beteken. Nou Hebreërs is 'n boek wat vir ons leer wat geloof in mense vermag het. Wat die dade dit in mense verwerk het. Nou spesifiek hoofstuk 11, die hoofstuk 11 begin by die skepping. En dit sê, hoe sien ons die skepping as gevolg van ons geloof? Maar dan gaan dit verder en dit sê vir ons hoe geloof Henog laat regverdig wees het en hoe dit vir Kain tot regverdigheid gebring het en vir Abel tot regverdiging gebring het en vir Kain nie. En ons staan net stil tot hier by Kain en Abel. Maar so gaan hy dan nou verder en hy gaan kyk na Noag en Abraham en Dawid en gaan so deur hierdie geloofshelde. En deur elkeen van hierdie karakters, hoe dit elkeen van hierdie karakters verander het om gehoorsaam aan die Here te wees. So die eintlike manier hoe 'n mens deur hierdie hoofstuk moet gaan is jy moet 'n karakter sien, soos byvoorbeeld dan nou Kain en Abel, en dan moet jy gaan lees wat het in daai storie gebeur en hoe dit elkeen verander het, en dan kom lees jy eintlik die Nuwe Testament daarvan wat raak sien wat het geloof in hierdie mense se lewens gedoen, en dan so deur hierdie gedeelte gaan. So 'n lekker Bybelstudie wat u elkeen kan doen. En om dit net so 'n bietjie te verduidelik, hoe geloof iets in mense vermag. En onthou, geloof, as ons sê geloof, soos hierdie gedeelte nou verduidelik het, geloof is eerstens om te glo dat God bestaan, maar dan ook om te vertrou. Vertrou dat sy woord waar is, vertrou dat dit wat God sê goed is en reg is. Dit is geloof is dat hy om te glo dat hy bestaan en om te vertrou. Nou, om dit net so 'n bietjie te verduidelik, as ek 2 seuns het en hulle sit op 'n dak
En ek sê vir daai 2 seuns, hoorie kom spring af. Ek sê jou vang en dit gaan lekker wees om nou hier af te spring. As daardie kind my glo en vertrou, eerstens moet hy glo in my vaardigheid om te kan vang en dat ek nou gesê het, dit gaan lekker wees. Nee, hy moet my glo en hy moet my vertrou dat ek hom kan vang. Nee, hy moet my vaardigheid vertrou. Wat gaan hy doen? Hy gaan nie anders kan om te spring nie. Nee, hy gaan opgewonde raak en spring. As daar weer 'n ander kind is wat my nie glo nie, wat nie my vaardighede vertrou nie, wat my nie vertrou op my woord vat nie, wat gaan hy doen? Hy gaan verskonings maak, hy gaan 'n ander pad soek om af te klim. So as ons sê geloof, nee, dan beteken dit glo in God se bestaan en om vertrou dat hy goed is en dat alles wat hy van homself sê. Nee, so geliefdes, dit is wat geloof beteken. So in die gedeelte wat ons gelees het, gaan ons nou sien hoe die Hebreërs skrywer wys vir al Kain en Abel. So die volgende 2 punte. Die eerste punt, wat moet geloof in die gemeente se lewens voortbring? Onthou hier is vir 'n gemeente geskryf. En dan die tweede een, die geloof van Abel. So kom ons begin. Wat moet geloof in die gemeente se lewens voortgebring het? Nou hoekom hierdie uiters belangrik is om raak te sien en te weet, wat geloof in 'n mens se lewe voortbring, is dat ons elkeen het 'n sekere verwagting teenoor God. Ons wil hê geloof moet iets doen vir ons. En dis hoekom ek dit nou juist die tema het, maar dis eintlik wat dit doen nie. Geloof is iets wat my verander. Dit bring nie verandering in iets, maar dit verander my. So en baie keer die gevaar, dit wat ek wil hê, geloof moet doen, is baie keer presies die teenoorgestelde as wat geloof doen, en as wat God wil voortbring in my lewe. En hoekom dit juist so gevaarlik is omdat wanneer ons hierdie karakters bestudeer, dan kan ek baie keer hierdie geloofskarakters sien. En ek sien mense gebruik dit baie keer so, hy vat hierdie karakter en ek hou nou van wat geloof in hierdie ou gebring het, maar ek hou nie van Noag se nie, so Noag is nie lekker, en dalk Abraham se hou ek van, maar Noag se sal ek byvoorbeeld sal ek nie wil hoor nie. Nee, en dan is dit baie keer manipulerend om dit op hierdie manier te gebruik. Nou Kain en Abel is byvoorbeeld een so voorbeeld, wat ek sou wou gehad het, ek wil, is dalk een wat ek nie sou wou gehad het nie. Henog sin, is lekker. Hy het nie gesterf nie. So ek sal Henog sin wil hê, maar nie Kain en Abel sin nie, dis onverantwoordelik nie. Mens moet na elkeen gaan kyk en sien wat dit voortgebring het. En net so terloops, dit was juist die verskil tussen Kain en Abel. Abel het na God toe gegaan met 'n opregte hart. En hy het werklik by God gaan soek wat God wil hê. Kain het met 'n verkeerde houding na die Here toe gegaan en hy wou iets gehad het. So dis regtig vir ons belangrik om God te nader met die regte houding en met opregte hart na die Here toe te kom. Nou kom ons vat een van die algemene voorbeelde hierso in die skrif wat ek dink baie van toepassing is op vandag. En dit is Moses. Nou hoekom ek sê Moses, as 'n mens sê nou maar, vir almal sou gaan vra in die dorp en in die wêreld, as hy sê, luister, as jy een wens kon hê, wat sou jy wou gehad het? By verder die meerderheid sal wat sê? Die meerderheid sal sê dat ek onophoudelik geld het, dat ek soveel geld kan hê as wat ek kan kry. Dis wat meeste mense sal sê, en baie keer is dit maar so, dit is ons grootste begeerte in die lewe. En dis die mees algemene ding. Nou rykdom oor die algemeen, partykeer gee die Here dit vir ons en hy toets ons ook maar daarmee en kyk of ons dit tot sy eer gebruik. En so liefde vir rykdom is gewoonlik natuurlik 'n baie gevaarlike ding. Dit kan 'n versoeking wees om die verkeerde te doen. Maar dit moet nie, en ons bid maar baie keer ook, dat die Here vir ons sal voorsien. Maar in die geval van Moses, hy was self aanvanklik baie ryk. Hy het by die Egiptenare gebly, so hy het slawe gehad, hy het in die paleis groot geword,
Hy was die seun van die Farao se dogter. Hy het alles gehad wat hy wou gehad het. En dan sien ons hoe Hebreërs vir ons verduidelik dat deur die geloof het Moses al daai goed verwerp. Ek lees vir ons wat daar staan in Hebreërs 11 vers 24 tot 27. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word, en het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van die sonde te beleef. Hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur geloof het hy Egipte verlaat, sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom, die onsienlike, sien. So, Moses hy was in die paleis, en so hy het alles gehad wat hy wou gehad het. Maar toe gee hy dit op, omdat hy in God geglo het. En hy het geweet, om God te dien, en deel te wees van God se koninkryk, is by verre beter, as om hierdie wat hy nou gehad het, en is net tydelik, en is net, dit gaan verby. Hy sou eerder sleg behandel word soos 'n slaaf, en soos die slawe wat eintlik ekstra sleg hanteer word, en deel te wees van God, as wat hy al hierdie goeders het, en nie deel te wees van God se volk nie, God se, hy kon ook raak sien, dat hy geweet het, maar die rykdom wat hy nou het, is maar tydelik, en die lewe saam met God is vir altyd. En dit sal beter wees, om sleg behandel te wees, en God te hê in sy lewe, as om alles te hê wat hy wil hê, hier op aarde, maar nie God te gehad het nie. Dis iets wat hy nie deur die geloof kon raak sien. Is as gevolg van geloof, dat hy toe op die einde daai lewe verwerp het, en eerder saam met die volk. So, geloof het gemaak dat hy die teenoorgestelde doen, as wat 'n gewone mens sou gedoen het. En dis wat geloof doen. Dit maak dat ons die teenoorgestelde doen, as wat die mens geneig is om te doen. Want dit is ons natuur, ons lewe soos wat ons wil, maar die Heilige Gees kom verander ons natuur, om meer te leef soos God wil hê. Jy kan sien, dis presies teenoorgestelde. So, as ons die Bybel lees, is dit baie keer die versoeking, om dinge te wil hê, en nie te vra wat God wil hê nie. So die punt is dit, geliefdes, geloof bewerk dinge in ons lewens, en veral, dit verander ons begeertes, dit verander ons uitkyk op die lewe, en dat ons dit wat God voortskryf, graag wil lewe, wil hê. En die geloof, nou veral in hierdie geval, was om meer raak te sien as net hierdie aarde. Ons het die eerste vers gelees, deur geloof weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge is dis nie waaraan ons vashou nie, maar ons sien ook die onsigbare. Dit is soos Moses wat gesê het, deur die geloof het hy die onsienlike gesien. Hy het geweet van God, as gevolg van die geloof. En daarom kon hy gedoen het wat hy gedoen het, en volhard het in wat hy gedoen het. Jy weet, dit moes moeilik gewees het, veral toe hy nou die 10 plaae moes begin aankondig het, om te volhard in wat hy gedoen het. Nou geliefdes, nou is die vraag, wat moes geloof in die gelewe van hierdie gemeente bewerk het? Nou die eerste ding, wat baie gevaarlik was, is dat mense het begin wegdryf van die geloof. Die Bybel gebruik die woord, hulle het traag geword om by die gemeenskap van die gelowiges uitkom, by die kerk uit te kom. Jy weet, en dit is 'n enorme bekommernis vir die Hebreërs skrywer. Ons sien in hoofstuk 2 en 3 en 4, dan weer in hoofstuk 10, waar hy weer hierdie bekommernis optel, dat hy elke keer sê, julle moet styf vashou aan die geloof, sodat julle nie wegdryf nie. En so daar is 'n opdrag vir ons om vas te hou aan die geloof. En so broers en susters,
Jy weet, baie keer dan is maar my bekommernis ook, om te sien dat dit lyk of mense baie keer wegdryf, van die geloof af, en jy weet, stadig maar seker, jy sien hoe mense wegdryf van die geloof. Geliefdes, mense geloof moet konstant groei. As jy voel, my geloof staan nou stil, dan is hy waarskynlik besig om te krimp. So ons moet konstant groei in die geloof. En vir al die jonger generasies, en dan baie keer dan sê hulle maar, hierdie massas, byeenkomste en goed, dan wil ek baie keer sê, jy weet, is dit nie maar juis omdat hulle beloftes maak van die wat, hulle gee amper die Kain beloftes, jy weet, hulle gaan met dieselfde houding baie keer as wat Kain gegaan het, en dan is ek baie keer maar versigtig. So, die voorskrywing wat God vir hulle wil hê in geloof, of dit wat God wil hê, is dat geloof die mens moet vorm, deur God. En die eintlike ding wat die mens moet soek, is vrede, heiligmaking, soos 'n kind, wat wil so sy pa word. Ek wil sommer net 'n voorbeeld, vinnig voorbeeld, ons gewoonlik die kinders wat nou nog klein is, jy weet, hy kyk na sy pa, en gewoonlik, meeste is dit die geval, en al wat hy wil word is soos sy pa. Sien nou vir klein Jaco ook. Jy weet, as ons hom altyd vra, wat gaan jy word, dan sê hy gaan 'n pa word. Hy wil net, so, en dit moet ons houding wees hier op aarde. Ons moet nie God wil hê, sodat ons wense nou kan waar word nie. Ons moet God wil hê, sodat ons meer soos hy kan word. Hebreërs 12 vers 24, skryf ons nou juist dit. Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sien toe, dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. So geliefdes, twee dinge in hierdie vers waarmee die boek Hebreërs afsluit. Die eerste ding, ons moet strewe na vrede en heiligmaking. Dit moet ons doel wees. En dit moet dit wees wat ons van God verwag, verlang. Want kyk die rede, wat staan daar? Want sonder heiligmaking sal ons God nie sien nie. Dit is iets wat bietjie moet insink. Sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. En self in jou eie lewe, as jy wil sien wat God in jou lewe doen, moet heiligmaking een van jou, as jy wil hê God moet jou heilig maak, dan sal jy sien hoe God deur partykeer slegte goed en lekker dinge, jou lewe vorm, en dan sal jy raak sien wat die Here doen in jou lewe. Ons moet God se dinge soek in ons lewe, dat ons hartsveranderinge deurgaan. En dan gaan ek dit raak sien. En wat is die teenoorgestelde wat kan gebeur? As ek nie met opregte hart toe gaan nie, as ek nie streef na vrede en heiligmaking nie, dan kan my geloofslewe lei tot bitterheid en moeilikheid veroorsaak, soos daar gestaan het in die gedeelte. Want wat gaan die ding wees? Wat het met Kain gebeur? Kain het na die Here toe gaan, hy het 'n offer gebring, en dit het gelei tot jaloesie. Want hy het sy broer, toe hy sien sy boetie se offer word aangeneem, toe word hy so jaloers dat hy hom gaan doodslaan het. So, net weer eens, die gelykenis van Kain en Abel, hulle elkeen het 'n offer gebring, God het Abel sin aangeneem, en hy het Kain sin verwerp. En Kain het kwaad geword, en sy boetie gaan doodslaan. So kan dit lei, as ek die verkeerde dinge verwag van God en verlang van God, dan kan amper my godsdiens kan lei tot bitterheid en tot sonde. So dan, en weer eens, daar is ook 'n versoeking om die genade van God te verspeel. So geliefdes, die voorbeeld daarvan wat vir ons gegee word, Kain en Abel. Kain gaan, hy het opregte hart. En die feit dat sy offer aangeneem is, was 'n bewys dat hy met die regte bedoeling na die Here toe gaan. Hy het opregte hart om God te wou gehad het in sy lewe, nie iets anders wou gehad het daarvoor nie. En Kain sin het gelei tot moord.
So net, as ons weer by die laaste punt, die geloof van Abel. Nou ek lees vir ons weer wat daar staan in Hebreërs 11 vers 4. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was, toe God oor sy gawes getuienis gelewer het, en deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. So wat met Kain en Abel gebeur? Albei bring 'n offer aan die Here. Abel se offer was gelowig. Nee, Kain se nie. So geliefdes, jy weet, ons kan so te sê hulle albei was in die kerk, nee, hulle het soontoe gaan. Abel het opreg gekom na die Here toe. En hy het die beste gebring wat hy gehad. Nee, die eersteling vee gegee. Soos ons lees in Genesis 4 vers 4, Kain nie. Nou Abel het hy het geloof gegee. Nou, die belangrikste ding, geliefdes, wat het hy geglo? Ek lees weer vir ons vers 6, want vers 6 gee vir ons die meer duidelikheid. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Nou geliefdes, daar's twee goed, nee, in hierdie vers wat ons gelees het. Twee goed. Die eerste ding is, ons moet glo dat God bestaan. En ek dink dan, nee, almal wat hierso luister en wat kerk toe glo dat God bestaan, anders sou ons dalk nie gewees het nie. Maar dan ook, ons moet glo dat die wat hom soek, beloon sal word. En ek dink, jy weet dat die res van die gedeelte in hoofstuk, as jy nou hoofstuk 11 gaan lees, dat sy beloning wat God gee, verre beter is as enige iets wat die mens kan opoffer in hierdie lewe. Maar nou geliefdes, nou is die vraag, glo ek dit? Nee, glo ek dat die beloning wat God gee om hom te ken, om dat ek my vertroue op hom bou, dat dit by verre beter is as enigiets anders. Nee, glo ek soos Abel. Nou, hoe weet ek dat ek glo? Ek sal God soek in my lewe. Nee, ek sal kerk toe kom. Nee, baie keer ek myself gaan afvra, wat stel ek bo die Here? Nee, glo ek dat God se beloning by verre beter is as wat ek my ander tyd aan spandeer. En hoekom sê ek nou veral die kerk? Is omdat hierdie hoofstuk 10 het nou juist gegaan oor die kerk. Die mense, hoofstuk 10 sê, dan sê die Hebreërs skrywer, luister, julle het al 'n gewoonte verval om by die samekoms van die gelowiges weg te bly, so dis hoekom ek nou juist dit gaan doen, nee. En dan, wanneer ek die Here soek, nee, jy weet, baie keer dan soek ons nou voorsiening, nee, dat die Here vir ons materieel voorsien en goed, wat ook nodig is, nee, maar my primêre rede wat ek na die Here toe moet gaan, is om vir die Here te vra, Here, kom maak my heilig, kom maak my al hoe meer opreg in my soeke na U, en dat ek nie met verkeerde bedoelings na U toe kom nie, maar met die regte bedoelings. Want, ja, die gevaar is ook daar, nee, dat as ek met die verkeerde bedoelings na die Here toe gaan, dan gaan dit vir my dalk voel, my gebede word nie verhoor nie, want dit wat ek vra, kry ek nie, maar ek vra nie vir die regte goed nie, nee, ek vra nie vir heiligmaking nie, ek vra nie dat my verhouding met die Here sal versterk nie, ek soek net klomp goed. En dan lei dit baie keer tot bitterheid, nee, want dan voel dit ek kry dit nie. My geliefdes, ons moet altyd maar 'n bietjie gaan sit en jy weet, stil raak in die dag, om by die Here te kom en te vra, maar Here, kom ondersoek my hart. Kom wys vir my of ek U opreg soek. My geliefdes, ons lewe is so gejaag, maar vir elke Christen moet op 'n dag stil word en by die Here gaan sit. En wat se beloning soek ek dan? En besef ek dat God soos 'n Vader vir my gee wat ek nodig het. In die sin van dat as dit God se wil is, nee, om selfs wanneer ek deur 'n beproewing gaan of iets, dat dit goed is vir my baie keer, want dit versterk my geloof, dit versterk my afhanklikheid,
Nee, dat dit is wat ek nodig het, nee. Die Here sê vir ons, dat hy sê, maar as ons wat paas is, weet om goeie goed vir ons kinders te gee, hoeveel te meer sal dit wat God gee vir sy kinders, hoeveel beter sal dit wees? Nee, en hy sal vir elkeen die Heilige Gees wat hom vra, dit gee. En geliefdes, baie keer as ek bitterheid ervaar in my geloofslewe, of bitterheid teenoor ander, dan moet ek baie keer ook gaan vra, maar is dit nie omdat ek nie opreg die Here soek nie? Het ek bybedoelings? Geliefdes, mag jy dit raak sien. Mag God die geloof in die wek om 'n opregte hart by elkeen te gee. Mag jy na die Here toe kom en vir die Here die regte dinge van hom verwag. Heiligmaking en vrede. Amen. Ons magtige Vader, weer wat 'n voorreg om U te mag ken. En weer waar ons op ons eie geloofspad is, elkeen van ons, die weer kom werk in ons harte deur U Gees. Weer kom gee vir ons opregte harte, harte wat U soek. Weer gee vir ons 'n blydskap dat ons U kan ken. En ons is so vasgevang in hierdie wêreld met al sy verleidelikhede en maar tog is dit maar tydelik, dit gaan verby. Weer kom help ons om in geloof te lewe, 'n bewustheid van U bestaan en U teenwoordigheid in ons lewe, maar ook 'n bewustheid dat U beloon. Maar dat U beloon volgens dit wat U weet goed is, en dinge volgens U raad van, help ons om vreugde daarin te vind. Help ons om dit raak te sien. Here, slegs deur U Gees wat ons werklik anders kan optree as wat ons natuur wil hê. En daarom is ons afhanklik van U. Here, kom skep by ons die begeerte om U te sien. En Here, soos U gesê het, sonder heiligmaking sal niemand U sien nie. Daarom vra ons, Here, 'n begeerte om U te sien. Hoe U werk in ons lewens. Te sien wat U doen in ons harte. Iets wat ons net kan kry deur heiligmaking. Kom doen dit tog so vir ons, Heer. Wees met ons. Help ons deur elke beproewing, deur elke verleiding. Heer, kom maak ons standvastig. En Heer, skep by ons 'n liefde vir U, deur die besef hoe lief U ons het. En vergewe al ons sondes. Dankie dat U U seun gestuur het om ons sondes te vergewe en U wet op ons harte te skryf. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die laaste lied, Bly volhard soos atlete. Natuurlik die hoofboodskap van Hebreërs is dat die gemeente moes volhard het, moes aangehou het, toe dit gelyk het of hulle begin wegdryf. Bly volhard soos atlete. Atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrek, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal.
ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oog op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Liefdes, gaan die week in met die seën van die Here, die genade bly met julle.